Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my so 'n wonderlike voorreg om
vanoggend saam met u te kan wees en weer uit die woord van die Here uit te lees op 'n besondere en spesiale wyse. Vanoggend is weer ons kindererediens wat ons so kwartaallikse gewoonte van gemaak het en ons weet dit is altyd selfs ons volwasse lidmate sê altyd vir my hulle geniet dit ook, kry soms 'n groter boodskap as wanneer ek net vervelig hier staan en praat. So dit is altyd vir my 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen. En ek is so bly om te sien dat so baie van u vanoggend hier is. Dit is ek sê altyd, jy weet, 'n hervormer is allergies vir die reën. So as dit eers begin reën, dan bly mense maar weg. Maar kyk maar net, hier sit ons almal vanoggend. Ek is so trots om te sien dat so baie van u vanoggend hier is. Ek dink dit sê iets van die kindererediens. En geliefdes, vanoggend as ons begin ons deur om steeds te dink aan die wat swaar kry. En so, daar's baie mense wat siek is en wat ly, en daar's mense wat wil hê ons moet vir hulle bid. En so vanoggend bid ons vir hulle, en ons bid veral vir hierdie mense op hierdie lysie. Dit is dan vir Tannie Adel Supra, vir Tannie Ona Botma, Kobus Smoek, Tannie Etsie Marey, Tannie Sonja Slebush, Tannie Lala Smit, Oom Norman Best, Oom Koot Potgieter, Tannie Frikkie van Staden, Tannie Henkie Fourie, Tannie Johanna Rademeier en ook Tannie Emma Boyens. Geliefdes, kom ons raak dan stil, kom ons sluit die oë en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader, Heilige God, Here, dankie dat ons na U toe kan kom as ons swaar kry en as ons siek is en as ons ly. Want ons weet, Here, dat U is die enigste een wat ons kan help. Niemand op hierdie aarde kan ons help nie, behalwe U. Daar is baie dokters wat deur U leiding mense gesond maak. Sonder U kan hulle dit nie doen nie. U gee hulle die insig, die wysheid en die kennis. U help hulle hand om hierdie dinge ook reg te kry. Ons bid daarom ook so vir daardie dokters, vir daardie mense wat ons gesond hou. Daarom bid ons ook, Here, dat U op 'n wonderbaarlike wyse, op 'n wonderwerk manier mense ook gesond maak. Ons bid vir genesing, Here. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. Amen. Broers en susters, as ons vanoggend hier bymekaar is en ons kom so as 'n gemeente bymekaar, dan groet ons die Here, nee. Dit is mos iets wat ons wil doen. Ons wil die Here goeiemôre sê. Hierdie is ons manier wat ons dit ook doen. So kom ons sê goeiemôre vir die Here en sing saam lied 553. Ek is bly ek ken vir Jesus. Geliefdes, die Here groet ons ook vanoggend en hy sê vir ons, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Geliefde kinders van die Here, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus ons Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons ook vanoggend kom groet, en dit bring blydskap in ons hart. Maak dit julle nie bly om te weet die Here is hier by ons nie. Kom ons loof dan die Here, ons sing saam, daardie ou bekende lied, dit kom uit Vlam 107, dit borrel in my. Ons sing daardie versie, eerste versie, 2 maal. Borrel in my, want ek is so
Dankie, kan die sitplekke inneem. Is daar enige van ons wat kan sê ons doen nie sonde nie? Nee, almal van ons doen sonde, nee. En ons weet dit, want Jesus leer vir ons, dat daar is 'n wet. Daar is 'n wet wat ons moet nakom. Hy vra van ons 2 dinge. Hierdie 2 dinge kom uit Markus 12, vanaf vers 28 tot 31. 'n Skrifgeleerde, iemand wat altyd die skrif, die Bybel, baie goed bestudeer het een keer na Jesus toe gekom en vir hom gesê, wat is die grootste gebod? Jesus antwoord hom toe en sê, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die 2 nie. Nou, ons weet ons kry dit nie altyd reg nie. Ons weet ons doen soms dinge wat verkeerd is. Ons is nie altyd lief soos wat ons behoort te wees nie. Daarom erken ons dit. Ons erken dit voor die Here. En dan sing ons saam lied 548, vers 1 en vers 3. Ek weet Jesus lewe. Jesus lewe, daarom is ek bly, selfs wanneer ek bang is, weet ek hy's naby, selfs wanneer ek stout is, of my sag gedra, wil hy my vergewe, as ek hom dit vra. Ons weet Jesus sal ons vergewe as ons dit van hom vra. En ons doen dit deur hom te glo. Het jy geweet, al wat jy moet doen om die genade van God te kry, om by Jesus vergifnis te kry, is dat jy moet glo. Dat jy moet glo in hom en dat hy vir jou gesterf het. Ons hoor dit by die brief van 1 Johannes 2, in vers 1, dan sê hy dit vir ons. Hy sê, en as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. So kom ons sê vir die Here ons glo, en ons doen dit deur om ons geloof te bely. So bely ons geloof. Bely dan so ook saam met my, ons geloofsbelydenis. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en die mens geword het, wat selfs ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het, en begrawe is, en op die 3de dag, weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes.
Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het dan nou ons geloof bely. En as ons weet deur dit te doen, dit is ons vergewe, bring dit soveel blydskap in ons hart. Kom ons sing van hierdie genade en dit wat God vir ons doen. Ons sing saam, Vlam 115. Kyk hoe daar die voeltjies vlieg. Baie dankie, kan die sitplekke inneem. Stefan. As ons dan nou onsself regmaak om uit die Bybel te lees, raak ons stil voor die Here. In ons vandagse wêreld ken nie eintlik stilte nie. Maar dit is belangrik om stil te raak en met die Here te praat. Die Here wil graag hê jy moet met hom praat. So kom ons raak stil. En net daar waar jy sit, dan sluit ons die oë. Here Jesus, ek raak soms baie bang. Daar's baie in die lewe wat my bang maak. Daar's dinge wat my lewe kan neem, dinge wat my kan seermaak. Ek kan siek word en sukkel om gesond te raak. Baie van my mense, dalk 'n ouma of oupa, mamma of pappa, het al kanker gehad. En dit is moeilik, Here. En dit maak my bang. Daar's soveel dinge wat my bekommer. En wat ek nie weet, wat gaan die toekoms vir my bring nie. Maar ek weet dat as U by my is, dan kan ek enigiets in die gesig staar. Dan weet ek, maak nie saak wat kom nie. As U by my is, dan sal U my ook kan red. Ek weet dat ek is veilig by U. Want selfs wanneer dinge my tref, wanneer ek seer kry, dan is U my grootste hulp, my grootste redder. Nou vanoggend, Here, gaan ons uit die Bybel lees. En as ons dit doen, vra ek U, help dat daardie woorde tot U kinders vanoggend hier sal spreek. Elkeen wat vanoggend hier is, dat hulle 'n boodskap kan kry. 'n Boodskap wat hulle huis toe kan neem en wat hulle saam met hulle kan dra. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Broers en susters, vanoggend se skriflesing kom uit Jesaja 43. Jesaja 43 is een van die mooiste stuk teks wat daar is. Daar is amper niks so mooi soos dit nie. Dalk is ek net vooroordeel. Ek sê dit seker te veel, nee. Maar dit is 'n pragtige gedeelte. Dit is 'n pragtige gedeelte want dit vertel vir ons keer op keer wie God is. Julle sal hoor, en as ek die hele hoofstuk gelees het, sou u dit nog meer kon hoor. Hoe die Here heeltyd sê,
ek is dit en ek is dit. Ek is 'n redder, ek is 'n helper, ek hou jou vas. Die Here praat direk hier met ons. En hy doen dit so. En vanoggend lees ons vanaf vers 1 tot en met vers 7 vir hierdie kindererediens. Die teks sê die volgende: Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam genoem. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee, en vir die suide moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat ek na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Tot sover, geliefdes, dan ons skriflesing vanoggend. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig vas en ook waar. Jy moet nou maar verskoon, ek is 'n bietjie van 'n verkoue, so ek probeer hier oorleef met 'n padda hier in my keel. Ek gaan nou weer daar onderstap daar by julle, maar as daar nou nog van die kinders is wat in die banke sit, wil jy nie saam met my ook vorentoe kom nie? Is daar van julle wat nog daar agter sit? Niemand nie, almal hier voor. Dit lyk daarom amper so, nê? Nee. OK. Goeiemôre julle. Goeiemôre julle. Dis beter. Dis vir my so lekker om vanoggend weer die erediens te doen vir julle. Nou vanoggend wil ek vir julle 'n vraag vra. Ek wil vir julle vra, wie van julle was al ooit bang? Wie van julle was nog nooit bang nie? Groot mense? Wie van julle was nog nooit bang nie? Nie een nie. Kan nie wees nie. Wel, dis seker maar natuurlik. Was jy nog nooit bang nie? Was jou pa bang? Ja, nee, ek kan dit glo. Ek kan dit nogal glo. Daar's baie dinge in die lewe wat mens bang maak, nê? Ek kan onthou toe ek so klein seentjie was, nê, was die donker soms vir my 'n ding wat my baie bang gemaak het. Nou ek kan onthou toe ek so in die gang afloop in my huis toe ek klein was daar so 'n klomp groot slange wat afgehang het, nê, in die gang, en in die kamer was daar so 'n groot monster in die hoek elke keer in die donker. En dan hardloop ek elke aand na my ma se bed en dan spring ek op die bed en dan skrik my ma uit die bed uit op en dan sê hulle, "Wat gaan aan?" En dan sê ek is bang. En dan as my pa die lig aansit, daai lang string goed in die gang, daai slange, was die sleutels wat so afgehang het in die gang. En dan in die kamer in die hoek, die monster, dit was toe net 'n baadjie. Maar bang was ek bang. Dis normaal om bang te wees. Dis ook normaal om soms bang te wees by die skool, nê. Maatjies kan soms lelik wees, nê. En dit maak ons soms bang om skool toe te gaan. Maar nie net dit nie. Dit is ook so dat wanneer jy voorberei vir 'n groot toets, 'n eksamen wat voorlê,
Dan dink aan jou eksamen, nê? En dit gaan nie altyd net oor die eksamen nie, nê? Julle kan vir my sê, dit gaan nie net oor die eksamen nie. Dit gaan oor jou toekoms. Jy wil goeie punte hê, want jy weet dit wat vir jou voor lê is belangrik. Dan kan jy maklik bang raak. Nou ons raak bang, want ons dink aan dit wat met ons kan gebeur. Nee. Wat kan met jou gebeur as jy alleen in die donker buite in die straat loop? Wat kan met jou gebeur? Enigiemand? Iemand kan jou steel. Ja? Jy kan val, ja? Jy kan wegraak, ja, dis heeltemal waar. Daar's dinge wat mense kan gebeur en mens dink daaraan, en dit maak 'n mens bang. En so vanoggend wil ek vir u sê dat die mens is maar soos 'n ballon. Nee. Nou, 'n ballon is 'n baie goeie voorbeeld van die mens. Want 'n ballon lyk soms groot en sterk en hy kan hoog vlieg, nee, as hy helium in het, nee, mense nou ons die heliumballonne hier gehad. Maar hy kan maklik bars, nee. 'n ballon kan maklik bars, is dit waar? Dink julle so? So, ek wil nou vra, kan ek 'n maatjie kry wat my kan help? Wie kan my help? Kom help jy my. Ek wonder of hierdie 'n ballon kan bars. Wat sê julle? Nou, net die vorige slide, oom Jan, ek het vanoggend hierdie slide opgesit, net een terug, oom Jan. Vir al die groot mense. Vir al die groot mense wat bang is vir en maklik skrik. Julle mag dalk vanoggend so bietjie skrik. So, hou julle ore toe, en dan kom ons kyk wat gebeur. So wat sê jy? Gaan hy bars? Ek weet nie so mooi. Kom ons kyk. Wow! Ek het gedink dit gaan so maklik wees. So baie dankie, ek sal nou weer iemand roep. Nou, 'n ballon kan so hoog vlieg, hy kan groot wees, maar hy bars maklik. Nee. Ek dink wanneer ons bang raak in die lewe, dan is dit omdat ons ook maklik kan bars. Die mens is maar nie altyd so sterk as wat hy dink nie. Papas dink soms hulle is baie sterk, en hulle is groot, en hulle kan enigiets doen. En dan, het wie van julle het al ooit gesien julle papa sukkel in die huis? Ja, gaan 'n week, hier gaan ons. Sê vir my, waarmee sukkel papa nie? Sê weer. Ja. Hy wou gister die vishoeke optel, en toe hak die vishoek in sy vinger. Mooi. Ja, nou is ek in die moeilikheid. Ja, Luke. Hy het vergeet, dankie tog. Soms kan mens so sukkel in die huis, nee. Ek meen groot papas. Ek kan onthou een keer het ek probeer om 'n lig in die huis reg te maak. Ek sit 'n lig in, hy wil nie in nie, en ek is beter naderhand met die drade, loop heen en weer om die krag aan en af te sit. En na so 'n halfuur of so, terwyl ek besig is om net te sukkel, kom my vrou na my toe en sy sê, dis load shedding. Ons sukkel maar. Ons is nie altyd so sterk as wat ons dink nie. Nee. En so baie dinge kan met 'n mens gebeur. As 'n skelm in jou huis inkom, kan jy seer kry. As jy baie siek word, kan dit baie sleg wees. En dan sukkel mens om dinge weer reg te kry. Nou ek wil weer so 'n spyker vir een van julle gee. Want ek het hier iets anders as 'n ballon. Nee.
Dis 'n bal, nee. Nou, julle sien dis 'n bal, nee. Dis nou nie die oepsie. Dis nou nie dieselfde as 'n ballon nie. Dit is baie sterker as 'n ballon. Nee. Nou wie kan ek vra? Vir jou. Ons staan hier bo. Ons kyk. Ok, nou moet jy my help, nee. Jy moet nou hierdie pleister opsit en ons moet hom nou regmaak. Kom, voordat hy afblaas, kom. Maak gou. Ok. Jy is te laat. Ok. Ek wil jy moet nou hier onder sit en jy moet nou probeer om hom vir my weer reg te kry, okay? Hy moet wees soos wat hy voor die tyd was. Alright. Want ek wil nou, as ek by die huis kom, wil ek bal speel. Jy moet hom vir my reg maak. Okay. Ek dink sy gaan bietjie sukkel. Soms gebeur daar goed in 'n mens se lewe en selfs al is jy sterk, selfs al glo jy in God en doen alles reg, dan kan jou lewe uitmekaar uitval. En dan probeer jy om die stikkende plekke reg te maak en dit voel net asof dit nie moontlik is nie. Ek wil vir julle vanoggend sê, lank terug, oom kon al lankal vir my so 2 aangaan. Lank terug was daar in Israel 'n ding wat gebeur het wat die mense in Israel totaal en al uitmekaar uitgeruk het. Jy hoef nie verder aan te gaan daar nie, hoor, ek het maar net gegrap. Nou, lank gelede, het Israel in 'n groot oorlog gekom. Hulle was in 'n groot oorlog en hulle het alles afgebrand. Nou dink by jouself die prentjie so in. Hier is die mense, dis mense wat inkom in Parys in, en hulle brand hierdie kerk af, en hulle brand al die huise af, en daar's niks meer oor nie. En hulle vat almal van julle, en hulle sit julle in boeye, en hulle vat julle hier weg. Wat dink julle, hoe sou julle voel? Bang, ja, bang, nee. En hartseer, jy is so reg. Wat sê jy sê? Dan gaan hulle jou gunsteling goed dalk ook vat, dis waar. Maar weet jy wat? Israel het toe vir baie lank so geleef, nee. En die Here kom in hierdie teks in Jesaja na hulle toe en sê vir hulle, julle moet onthou, ek het julle gemaak. Ek sê, ek het julle gemaak, en omdat ek julle gemaak het, sê hy vir hulle, is julle myne. Jy is myne. En so, om Johan kan vir my gaan na die volgende een toe, dankie. Dit sê in Jesaja 43, jy is myne. Ek wil julle moet vanoggend by my hoor, het julle geweet julle behoort aan die Here? So, ek wil vir julle vra, is daar 'n speelding of ietsie wat julle van hou, jou gunsteling ding, nee, wat is jou gunsteling ding? Legos. Sal jy graag Lego wil breek? Okay. Hy het al, maar jy wil nie graag nie, nee. Okay. Kom ons vra iemand anders. Wat is jou gunsteling ding? Ook Lego. Hier's baie Lego maatjies hierso. Jy wil nie Lego breek nie, nee. Hierdie gaan nie soos ek gedink het, dit gaan nie. Ja, Luke. Wil jy jou PlayStation breek? Nee. Omdat ons die Here se is, omdat ons aan die Here behoort, omdat hy sê, jy is myne, hoe sal die Here jou wil seermaak? Jy wil skade aanneem. Die eerste ding wat die Here hier vir die Israeliete sê, is dat dit is nie hulle skuld, dit is nie sy skuld dat hulle is waar hulle is nie.
Die Here maak ons nie seer nie. Maar die Here help ons. Nou, ek wil vir julle vra, wat dink julle gebeur as ek byvoorbeeld 'n vlam op hierdie ballon sit? Is julle seker? Is julle seker? Ons gaan kyk. Ore toe. Oei, hy bars omtrent uit mekaar uit, nee. Maar, as jy die Here se is, as die Here sê, jy is myne, dan sê Jesaja vir ons, al gaan jy deur water, al gaan jy deur vuur, dit sal jou nie brand nie. Nou kom ons sê hierdie mannetjie wat ons hier het, nie, hierdie ballon is die Here se ballon. Nee. Wat dink julle gaan nou gebeur? Hoe weet julle dit? Nee man. Kom ons kyk. Glad nie. Wonder hoe lank kan ek dit doen? En so, kan julle dink, die eerste ballon het dan so maklik gebars. Maar, as jy die Here se is, dan bars jy nie maklik nie. So ek wil hê julle met die volgende ding verstaan. Oepsie. Ek wil hê julle met die volgende ding verstaan uit hierdie voorbeeld uit. Ek wil hê julle moet verstaan dat al kan dinge jou soms bang maak. Al kan goeders jou soms maklik breek, nee, of as goeders kan jou laat bars. Met ander woorde, jy kan dalk seer kry, jy kan dalk val, jy kan dalk hartseer raak, jy kan maatjies verloor, jy kan dalk mense hê wat met jou lelik is, dinge kan met jou gebeur, maar omdat jy die Here se is, hoef dit nie jou lewe uitmekaar uit te gooi nie. Want die Here gee jou krag. Nou ek wil hê julle met die volgende hier sien. Nou het julle gesien dat Bella het Caroline, ekskuus. Ek raak die mekaar tussen julle twee. Julle lyk nou deesdae dieselfde. Julle het gesien dat sy het so maklik met die ballon gebars, nee. Julle het gesien hoe maklik was dit. Nou daar staan in Jesaja 43 die volgende woorde. Daar staan, want ek is jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Hy sê, jy sal nie uit mekaar uitval nie, jy sal nie breek nie, want ek is jou God, jou redder. Omdat die Here jou redder is, wil ek vir julle sê, kan jy selfs 'n spyker, kan jou ballon nie bars nie. Want as jy aan die Here behoort, hierdie is nou die mees risky voorbeelde wat ek nog gehad het, vir al die groot mense. Wat dink julle gaan gebeur? Ons kyk. Kyk weg. Hoe maklik het die een, nou die ander een gebars? Want ek het dit. Kyk net hier. Alright. Dit was dalk nie die maklikste voorbeeld nie. Die punt wat ek wil maak vanoggend is, dat die Here kan selfs wanneer daar baie dinge jou tref, jou veilig hou. Hy kan dit doen, want Jesus beskerm jou.
Omdat die Here jou redder is. Omdat die Here jou redder is. Omdat hy jou God is. Hou hy jou veilig. Hou jou veilig, want net so 'n bietjie meer as 2000 jaar terug, was hierdie tipe spykers in Jesus se hande ingesit. Hierdie spykers het reg deur sy hande en sy voete gegaan, en hy was vas aan 'n kruis. En weet julle wat? Jesus het nie gebars soos 'n ballon nie. Hy het nie eers dood gegaan nie. Baie dankie, seun. Nee, hy het opgestaan uit die dood uit, nee. Die kruis leer vir 'n mens. Kruis leer 'n mens. Dit maak nie saak hoe seer, hoe swaar of hoe bang jy raak nie. Daar is opstanding. Want as jy glo in God, dan is die seerste seer nie vir jou seer nie. Want God maak jou sterk. Nou julle weet, elkeen van u het al 'n ballon gehad, nee. Wie van julle het al ooit 'n ballon besit? Iewers 'n ballon gekry. Nou, wie van julle het al ooit 'n ballon opgeblaas? Wie van julle het al ooit 'n ballon vasgemaak? Wie van julle het al ooit 'n ballon nie reg gekry om hom vas te maak nie? Daarom 'n paar van julle. So, as ek 'n ballon opblaas, ek moes hom vasgehou het, nee. Dit sou dalk gehelp het. As jy 'n ballon opblaas en jy hou hom nie vas nie, wat gebeur? Hy vlieg weg. Maar as ek die ballon opblaas, ek hou hom vas, en ek maak hom vas, dan vlieg hy nie weg nie. Die kan seker gooi. Die punt wat ek wil maak, geliefdes, is dat die Here hou jou vas. En julle moet dit onthou. Niks wat met jou gebeur, gebeur sonder die Here nie. Weet, Jesus sê vir ons in die Nuwe Testament, nie 'n enkele haar van jou kop val af sonder die wil van die Vader nie. Hy sê, klein voeltjies, klein mossies, voeltjies, nee, is vir 10 sent te koop. En as die Here dan na hulle kyk, hoeveel meer werd is julle dan nie? Julle is baie werd. En dan moet ons weet, as die Here ons vashou, dan kan niks ons breek nie. Want hierdie ballon is veronderstel om te bars. Dis my laaste ballon, as dit nou nie werk nie, is daar moeilikheid. O ja, daar's daai ene. Kom nou. En so, hierdie ballon is veronderstel om te bars. Maar omdat hy die Here se is, omdat die Here by hom is, kan niks hom bars nie. En so, ek wil hê julle moet vandag onthou, elke keer as jy dink jou lewe gaan uitmekaar uitval. En so, ek hoop vanoggend hoor die groot mense,
hierdie is nie net vir die kinders bedoel nie, hierdie is vir julle bedoel. Hoe maklik kan ons lewens nie uit mekaar uitval nie? Hoe maklik kan jy bang raak en kan dinge uit jou lewe net de mekaar raak? Hoe maklik kan 'n liefdesteleurstelling, as jy jou meisie of jou boyfriend verloor, jou lewe totaal nou uit mekaar uitgooi? Of wanneer jy dalk 'n werk verloor, of as jy begin siek word en dalk vir die ouer lidmate as jy opstaan in die oggend en jy voel, ek kan nie meer doen wat ek gedoen het 10 jaar terug nie. Sommige goed kan 'n mens gooi, dit kan jou laat bars. Maar die oomblik as jy hierdie woorde onthou, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek is by jou. Dan behoort jy te weet dat die redder, die een wat aan 'n kruis gesterf het en nie dood gegaan het nie, maar opgestaan het uit die dood, dat daar die einste Christus is by jou. Dan is niks te veel nie. Niks nie. En weet julle wat? As julle dit kan onthou, wil julle moet nader kom en luister. As julle dit onthou, kan julle enigiets in hierdie lewe regkry. Al wat julle moet onthou in die lewe is hierdie 2 dinge. Moenie bang wees nie. Die Here is by jou. Dan kan julle enige iets doen in die lewe. Enige iets regkry. Want geen uitdaging is te groot nie. Geen struikelblok te veel nie. Niks nie. Waarvoor werk jy in die beroepe? Waarvoor? Wat doen jy? Wat wil jy vermag? Waarvoor is jy dan bang? As jy weet die Here is by jou. Waarvoor het jy nog om te leef, al is jy afgetree? Wat wil jy graag vermag in die lewe wat jy oor het? Is jy bang? Is jy bang om uit te gaan? Waarvoor? Waarvoor is jy bang? As jy onthou dat die Here sê, ek is by jou. Vrees, vlug voor die oë van die Here. Want vrees is duisternis en donker. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kan dit nie uitdoof nie. So as julle vanoggend hier uitgaan, dan wil ek hê julle moet sonder vrees wees. Ek wil hê julle moenie bang wees nie. Ek wil hê julle moet versigtig wees. Daar's 'n verskil. Mens is versigtig, want 'n mens kom soms in situasies waar jy moet versigtig wees vir dinge wat kan gebeur. Jy moet daarna kyk. Jy moet weet om alleen in die donker in die nag te loop is nie veilig nie, en daarom is mens versigtig. Maar bang wees? Jy hoef vir niks en niemand bang te wees nie, want die Here is by jou. Ek wil vanoggend afsluit om net 'n praktiese voorbeeld te gee, 'n praktiese voorbeeld uit die Bybel uit, vir dit wat u dalk vanoggend gehoor het. Lank terug was Moses. Kan julle vir Moses onthou? Wie kan vir Moses onthou? Ja? Wie was Moses gewees? Kan jy vir my sê? Ja, wat die see oopgemaak, jy is so reg, ja. Wie kan nog vir Moses onthou? Wat het Moses ook gedoen? Enigiemand? Ryan? Hy is te bang. Enigiemand anders? Wil jy vir my sê, wie is Moses? Ja, dis die baba wat groot geword het by 'n ander koning, jy is reg. Enigiemand anders, wie is Moses? Wil julle my nie antwoord nie? Ja?
wat 40 jaar deur die woestyn getrek het. Ja, jy is heeltemal reg. Nou daar was hierdie een oomblik in die storie van Moses. Storie waar Moses net daar was waar sy gesê het ons sien waar hy die see moet oopmaak. Kan julle dit onthou? Nou ek wil hê julle moet net dink wat daar gebeur het in daardie storie. Hier is al die Israeliete en hulle staan langs die see. Wie van julle was al by die see? Ja? Die see kan mens nogal bang maak, nee. Nou aan die een kant is die see, maar het julle geweet aan die ander kant was daar 'n groot oorlogsmag, mense met swaarde en spiese wat na hulle toe gehardloop het om hulle te kom doodmaak? Nou dink by julleself in, hier staan die Israeliete, aan die een kant is daar mense wat kom om hulle dood te maak, aan die ander kant is daar 'n see. Wat gaan hulle maak? Hulle gaan die see oopmaak, maar hoe? Wie doen dit vir hulle? God doen dit. Die Here maak vir hulle 'n pad oop, waar daar nie 'n pad was nie. En daarom hoef hulle nie bang te gewees het nie. Daarom hoef jy ook nie bang te wees nie. Want die Here maak 'n pad waar daar nie 'n pad is nie. Die Here neem jou vrees ook weg, want hy is by jou. Moenie bang wees nie, geliefdes, want die Here is by jou. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, U het ons gevorm en ons gemaak. Ons behoort aan U. Soveel dinge in ons lewens het ons al omgegooi en bang gemaak. Maar ons hoef nie bang te wees nie, want U is ons redder. U is ons helper. Selfs wanneer alles verkeerd gaan in ons lewens, is ons nie bang nie, Here, want U is by ons. En omdat U by ons is, weet ons kan enigiets oorkom. Want U het ons aan die kruis gewys, selfs die donkerste donker is nie te veel vir U nie. Selfs die seerste seer is nie seer vir U nie. Selfs die dood kon U nie vashou nie. U het opgestaan uit die dood en dit gee vir ons hoop. Want ons weet as U dit gedoen het, dan is ons wat aan U behoort, ook saam met U. Ons deel in daardie hoop, Here. Want U is by ons. Ons wil vanoggend vir U dankie sê, Here. Ons wil U dankie sê dat U by ons is. Ons wil U vra, Here, dat as ons volgend hier uitstap, dat al is ons versigtig vir omstandighede en ons gaan nie sommer net in enigiets in nie. Ons dink wat ons doen, Here. Ons weet ons moet dit doen. Ons gaan tog uit in hierdie wêreld in volgend, Here, sonder vrees. Sonder om bang te wees vir mense of vir dinge in hierdie lewe. Want U is by ons. En omdat U by ons is ons veilig. Ons loof en prys U daarvoor. Ons dank U, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, ons sluit vanoggend af met 'n lied wat ek dink nogal die boodskap baie mooi oordra. Ons sing saam lied 543, vers 1 en vers 3. Here Jesus, ek is klein. Tot
dat U alles van my weet. Al is iemand ooit by my, sal die Here by my bly. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my, en vorm my tot U eer. Geliefdes, ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek wil vir al die maatjies hier voorsê, vir al die kinders wat tog in die banke ook is, kom gou asseblief vorentoe, kom haal iets vir julle lekker sweets ook hier voor, kom kry vir julle. Die ouer kinders lyk my te oud vir sweets, kom kry vir julle. Hey, julle kan net een kry, nee. Ook kry hulle vir jou. Hy. Geliefdes, dan net so 'n paar afkondigings voor ons uit mekaar uitgaan. 'n Paar verjaarsdae. Hierdie week is Teresa God se verjaarsdag, 19 Oktober, die 22ste Oktober is Bessie Els, en dan die 23ste Tannie Rina Best, Arnold Skoonwinkel en Nicole Smit, baie geluk met julle verjaarsdag. Die 24ste is Willie de Beer se verjaarsdag, en dan ook Tannie Johanna Engelbrecht, baie geluk met Tannie se verjaarsdag ook die week. En dan die 25ste Letty Du Plessis verjaar ook, en ook Fossie Hubert, mag die Here julle ook ryklik seën. Dan die kalender vir die week, geliefdes, hierdie week het ons weer Bybelstudie, en dan het ons ook 10 by Sally Martin, die 21ste Oktober, het ons ook die François en Elisabeth vir die konsert. Dit kos R30 per persoon, so asseblief, as jy wil graag dit bywoon, gaan koop 'n kaartjie daar. En dan die 23ste Oktober is daar ook 9:30 weer ons immergroen geleentheid, 'n bring en braai geleentheid. En dan geliefdes net vinnig, vanoggend sal jy sien, daar is spesiale deurkollekte. Die deurkollekte vanoggend gaan vir die teologiese opleiding in die kerk. Dit gaan vir daardie mense wat nog teologie swat en wat ook predikante word, so asseblief dra ook by daarvoor. Dan geliefdes, daar is steeds verkope in die saal, daar is klomp koekies in die saal, teen R25 per pakkie, en ook pastye, teen R15 elk. En dan wil ek net weer eens herinner, elke eerste Sondag van die maand is daar pudding te koop deur die NSV. So asseblief bring kontant saam en kom koop asseblief daardie Sondag ook pudding. Dan 'n lekker laaste projek vir die jaar. Ekskuus, verskoon vanoggend. 'n laaste projek vir die jaar, daar is R50 loetjies te koop hier in die kantoor, en ook as jy vir Hester Vermaak kontak. Daardie loetjies is as jy graag 'n skaap wil wen, daar is 2 skape te wen, so jy staan 'n kans om een van 2 te wen. So 2 mense gaan 'n skaap wen, so asseblief skryf in en kom wen 'n skaap. Hy sal klaar verwerk wees, klaar reg, so ons gaan hierdie skaap uitgee op ons bring en braai geleentheid later in die einde van die jaar,
as ons in plaas van ons gemeenteete het ons 'n bring en braai. En so as jy dan die skaap wen, dan kan jy sommer by daai bring en braai klaar braaivleis hê om te braai. So dan geliefdes, is ons Rings Jeugkamp is nou volgende week Vrydag en Saterdag en ons wil asseblief almal aanmoedig, die wat nog nie ingeskryf het nie, om dit nou te doen dit vanoggend, asseblief op die laaste, probeer dit môre doen, eintlik probeer dit hierdie week regkry. So ons gaan niemand wegwys nie, maar asseblief, ons wil graag ons nommers finaliseer, so asseblief skryf in so gou as wat jy kan. Daar is 'n groot klomp kinders wat al reeds ingeskryf het. Dit kos slegs R100 per persoon vir die kamp. Dit is regtig waar die moeite werd. Die lekkerste kos wat ons ook saam eet. Asseblief skryf julle kinders in daarvoor. Dan ons verfprojek staan al so amper op 'n einde. Daar's nog net so R13,000 oor. Ons hoop om dit voor die einde van die jaar klaar te hê. En ons het reeds so R75,000 ingesamel. So asseblief, die van julle wat wil help om daardie projek af te handel, kom help ons en dan maak ons dit klaar. Dit is dan, so te sê, al van my af vanoggend, geliefdes. Baie dankie, Here geskink vandag vir ons tee. Volgende week is dit Wyk Jerusalem. Mag jy 'n geseënde Sondag verder hê. Totsiens vir almal van u. Moenie bang wees nie. Die Here is by julle. Dankie en totsiens.